Welkom by 'n baie koue Oos-Vrystaat. Ons kuier in Markwart saam met Borderland en ek het vir Zelf van Rooyen by my. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die mega veiling wat opkom en die bulle wat sy sien toe vat. Soos jy kan sien staan hier 'n paar nuuskierige, dikke bulle agter ons en ons gaan 'n bietjie hoor wat sy hierdie jaar aanpak en ja, laas jaar 'n baie goeie veiling gehad en ons hoor dat hulle hierdie jaar vir jou en die mark kan bied. Hoe gaan dit? Nee, wat baie welkom hierso. Ja, lekker koud. Ja, heerlik koud. Want dis maar hierdie tyd van die jaar. Julle het sekere lyne wat julle gebruik het om hierdie stoet vorentoe te vat, nie? Ons het. Vir die ouens wat nie weet nie, wat se van daai bullyne het regtig 'n verskil gemaak in die diere wat julle tot vandag toe kan aanbied? Coleman Charlo. Dit is maar ons hoofkuddevaars en dit is waar baie van hierdie bulle hierdie jaar kom. Ja. Is al in die pakkie wat hier agter ons staan wat hierdie jaar aanbied. Daar's altyd iets wat mense voel moet na 'n ander stoetkudde toe gaan. Wat van hier agter ons staan vir jy is daai diere wat eintlik na 'n ander stoet toe moet gaan? Hier's twee besonderse Alexander seuns, een in rooi en een in swart. Dan kom ons begin nou by BL 2324 Superman. Ja. Dit is die rooi Alexander. So dit is baie besonders. Hy is korrek, hy diepte, hy's pure manlikheid en hy het 'n absolute vol agterkwart. Dit maak hom uniek en die syfers is by hom. Ja, en ek het gister so gekyk hoe hy loop en so aan. Sit 'n dier wat reg loop en jy kan die balans sien. Nee, hy is absoluut funksioneel. Hy sweef amper soos hulle dit beskryf. Is al ons nou gepraat oor Superman. Maar so 'n swart bal wat jy ook gesê het, Alexander seun is wat die ouens dan moet kyk. Wie is hy en waarom is hy ietsie wat die manne moet dophou? Aan die swart kant het ons BL 55, Diovante Charlo. Dit is nou lynteding. En dis 'n besonderse bul vir kalwingsgemak en 'n curvebender met hoë kapasiteit. Isel, as ons kyk na so 'n veiling aan van die dag in 'n bulmark, is dit maar die kommersiële ouens wat mense bulle koop en waarvoor mense staan. Die pakkie agter ons, hier's 'n hele klomp sterk bulle. Ja, almal is dalk nie noodwendig papierstoet nie, maar hulle is op volgende struktuur kon hulle maklik in enige stoet gewerk het. Wat probeer julle vir die kommersiële mark aanbied? Ons probeer funksionele medium raam bulle teel wat jy speenkalvers mee kan verkoop en vervangingsverse kan terughou. En dit is wat enige kommersiële ou wil hê. Ek dink die groot ding deesdae is mense vra hoekom ek 'n Angus bul koop. Hoekom voel jy vir die kommersiële ou in 'n Angus wil hê? 'n Angus bul is 'n belegging in jou kudde. Dit is toegevoegde waarde. Die bonuspunte van die Angus bulle is dit is besonderse moederseienskappe, kalwingsgemak en speenkalvers wat groei. Angus kan gebruik word vir kruisteling en wanneer jy kruisteling toepas, kry jy boenskopkalvers. Dit lei weer tot verbeterde administrasie en tydsverbruik in jou kraal. Daarna, dit is 'n besonderse vrugbare ras wat op hierdie stadium die beste TKP het van al die geregistreerde rasse by Stamboek. Dit is nogal iets spesiaals en iets ek nie geweet het tot jy vandag my vertel het nie. Ons almal leer iets. Ja, so gaan ons aan hè. Hier in julle wêreld, die Angus pas ongelooflik goed hier aan, met verbasend goed hier aan. Maar ons vandag sien is dit diere wat maklik in die koue aanvat, het sommer geswem gevat het hier agter ons. Maar hulle kom deur hulle warm somers ook en dan in hierdie suurveld, rooi water en nou nog hierna lyk my hartswater ook wat hier begin uitbreek. Is dit diere wat nie sleg doen nie? Nee, ek dink die Angus is 'n bitterlike goeie aanpasbare ras. Markwart spesifiek het omtrent vir my 4 verskillende streke. Daar's 'n soetvelddeel, daar's 'n suurvelddeel, dan is dit daar in die banke wat die berge is, dan is dit die dorre vraktes wat soos bosveld lyk. So en die Angus doen in hierdie streek bitterlik goed. In julle mega groep is daar ander verkopers ook. Hoe belangrik is dit vir jou dat dis lekker is dat ons saam met ander mense te verkoop wat ook kwaliteit opsit. Ons het laas jaar gesien dat die kwaliteit wat julle ons het almal baie min of meer op dieselfde vlak is. Ek om saam met mede-stoetteelers te groei in hierdie veiling in waar ons probeer om kwaliteit diere elke jaar aan te bied. Ook lekker as ons sien hoe julle groei om te sien dat die ouens vertroue in julle produk begin kry en dit kom met my jare en soos julle saamwerk met mekaar sien. Ja, en waar ons mekaar probeer kry om beter diere te teel. So ons druk mekaar konstant om te probeer om die beste diere moontlik neer te sit. Okay. Wanneer is die veiling? Waar is die veiling? Dit is die 29ste Julie op Kombuisland, 11:00.
En natuurlik kan die ouens die dag voor die tyd kom diere bekyk of hoe werk julle? Ja, natuurlik. Die diere gaan al reeds die dag voor die tyd daar wees en enigiemand is welkom voor die tyd te kom kyk. Ons ek sien baie uit na die veiling. Gaan lekker wees om ons met julle te kuier en te sien hoe die manne julle diere geniet. Ek hoop so. Dankie. Okay. Maak seker jy kry jouself hierso in 'n Markwart wêreld. Kom kuier daar by Kombuisland, is altyd 'n lekker veiling, lekker mense en kwaliteit beeste. Sien jou daar.